ons op die lig. Goed, goeienaand en baie welkom. Ek is pynlik bewus daarvan dat dit Vrydag aand is, maar julle is getrou. So baie dankie. Ander mense het ander afsprake of kuiergaste of wat ook al. En daar's baie mense wat vir my gebel het en gesê het ons is nou nie daar nie, maar ons luister elke aand. Ons gaan dan nou Sondag afsluit met ons Pinkster nagmaal. So vanaand sluit ons af met die tema heilige lewe. Die slegte nuus is dat ons gaan nie vanaand shop bedien nie, julle moet maar by die huis loop eet. Okay. Right, die shop is op, of in die was, of hoe sê mense. So, give us a break, sal hulle sê. Goed, baie dankie, jy het genoeg skinkers vir Sondag, vir Saterdag, vir die baie dankie vir julle hulp, en baie dankie vir almal se getroue kom hiernaartoe en deel wees van gemeente wees. Kom ons begin met 'n gebed, en dan gee ek oor vir Serena vir ons lofprysing. Dankie ook vir julle wat elke aand getrou kom. As die mense in die werk staan, dan is dit maar rof. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir elke dag wat ons hierdie week rondom U kon spandeer en meer leer van U. Baie van die goed was vreemd, is nuwe goed wat ons moet herkou, en ek wil weer eens kom bid, steek my agter die kruis weg, voeg by, haal weg, dat ek nie hier kom met snaakse teologie en snaakse stories nie, maar dat ons net sal sê wat die woord sê, dat ons in gees en in waarheid sal aanbid, in gees en in waarheid sal leer en leef. Ons kom bid ook vir vanaand, dat ten spyte van 'n woelige dag en almal wat kom en gaan en dinge wat gebeur, dat ons nou stil sal word in ons siele, in ons diepste binne, en dat ons U teenwoordigheid hier sal ervaar. Amen. Hallo julle. Ons gaan vanaand begin met daai liedjie wat ek nou net, wat ons gespeel het vir julle, wat ons gesing het. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing as David sang, en dan ook I will dance as David danced. Dis miskien nie so baie bekende liedjie nie, maar weet julle, dis een van die min vrolike liedjies oor die Heilige Gees. Dis vir my verskriklik opvallend, dat al ons liedere is vreeslik somber en wat van die geel en die rooi mense, hulle wil dan mos nou jibel en juig en dan kan hulle nou nie. So vanaand kan hulle nou 'n lekker saam sing en die ander ook. En dan het hom Wally gisterand gevra, ken jy daai lied van die dierbare kruis? So kom ons sing vanaand die lied van die dierbare kruis. Oor die dierbare kruis waar die uiterste prys deur kosbare bloed is betaal. Baie mooi woorde. Ek het dit nou eers vandag weer 'n keer deurgelees, dit is so mooi. En ons gaan ons aand vanaand afsluit met ons lied wat sê, nader, steeds nader, na aan die sy, naby aan U wil ek elke dag bly. So kom ons sing lekker saam, kan ons sommer opstaan en begin. Okay, goed. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing as David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing as David sang. I will sing His praise, I will sing His praise, I will sing as David sang. I will sing His praise, I will sing His praise, I will sing as David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance as David
Het is eintlik 'n baie lekker liedjie om te sing. As mense hom ken, ek weet nou almal ken hom nie, maar dis reg, ons gaan hom nog iewers weer sing. Daar's 'n dierbare kruis, waar we Heiland bewys, die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan, en die vyand verslaan, daar word ek van my sonde gered. By die kruis wil ek bly. Daar is sy die vernies volskyn. Dat ek eers in die hemel sal woon. Dat verwissel ons kruis met 'n kroon. Dierbare kruis, waar die uiterste prys, deur kosbare bloed is betaal. Daar is smart en gelei, en verzoening verkry, waar Jesus oorwinning behaal. By die kruis wil ek bly. Daar is sy die vernies volskyn. Dat ek eers in die hemel sal woon. Dat verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons nog met verrys tot eenmaal daarbo om die kroon. Want as Jesus ons huis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly. Tot die skyn die vernies volskyn. Dat ek eers in die hemel sal woon. Dat verwissel ons kruis met 'n kroon. Dat verwissel ons kruis met 'n kroon. Baie dankie. Kom ons maak ons Bybels oop by 1 Petrus hoofstuk 1. Nou, dit is die ou wat
dalk 'n rooi persoonlikheid gehad het, 'n Robberjack. En dit het ook maar deurgegaan, al het hy Jesus gevolg. Maar een van daardie voorbeelde wat ons gebruik het van 'n persoonlikheidsverandering, wanneer die Heilige Gees in hom kom, wanneer hy gedoop is en vervul is met die Heilige Gees. 1 Petrus 1, en ons gaan lees vanaf vers 10 tot 16, daardie perikoop. Eintlik 2 perikopies. Die verlossing en dan die oproep om heilig te wees. 1 Petrus, hoofstuk 1, kom ons lees vanaf vers 10. In verband met hierdie saligheid het die profete, wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word, en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel af gestuur is. Dit is die dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. En dan gaan ons na vers 13 toe, die volgende perikoop. Wees daarom verstandelik, wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Vers 15, nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig, en dan is dit in my Bybel aanhalings uit Levitikus 2 gedeeltes, 3 gedeeltes en uit Jesaja. En dadelik het ons nou 'n probleem, as ek nou 'n paar inleidende opmerkings wil maak. Ek kan nie onthou of dit Garis of dit Greyton of dit Griekwastad was nie, maar dit was so 'n klein dorpie. En as jy nou die Hadebare winkel het op die dorp, dan weet jy wat is die dinge wat aangaan. Want soos die ou wat die Hadebare winkel gehad het gesê het, hoe dikker die ouens die tralies koop om hulle diepering te maak, hoe meer verkoop hulle al hoe groter bultkatters. Jy weet, so, hy maak al die geld. Die eisters word al hoe dikker en die bultkatters word al hoe groter. Want die ouens moet daar inbreek, hulle moet daar in wees. Nou as beraader het ek al ook in ongemaklike situasies gesit. Prokureurs kan mense wegwys en sê, maar dit is nou botsende belange, maar beraader kan dit nie sê nie, en dan kom die werknemer en kom kla en sê, maar hy of sy is onregverdig behandel, en hoe lelik hulle met hom of haar was by die werk, en onregverdig afgedank. Maar dan sal die werkgewer kom en weer sy kant van die storie kom vertel, hoe moedeloos hy met hierdie werker is, omdat hierdie werker net nie op standaard is nie. Goeie mens en 'n pragtige Christen, maar useless hande. Verstaan? Hy kan nie die werk doen nie, en hy verloor kliënte, hy verloor besigheid, want hierdie ou kos vir hom geld, en gee net vir hom moeilikheid. Nou, godsdienst kan bykans ook so wees, want as Petrus van alle mense dan nou vir ons skryf en sê, in sy brief, wees heilig, soos God heilig is
dan wil ek nou 'n bietjie aspres wees en sê, who are talking? Wie praat? Want ek bedoel, dit wat hy aangevang het in die evangelies is nie baie heilig nie. Wie praat hierso? Praat vir jouself, speak for yourself. Want hy het baie nouns aangevang. So die oop vraag is 'n praktiese vraag vanaand is, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat ek kan heilig wees? Ek het nie rugpyn nie, daar kom nie vlekkies uit nie. So ek is nie 'n engeltjie nie. So hoe moet ek dan nou heilig wees? Nou kom ons gaan terug na die Heilige Gees en ons het nou geleer, wat het ons geleer van die Heilige Gees? Ons het geleer dat die Heilige Gees niks anders wil doen as om God, die Vader en Jesus Christus se verlossingswerk te promoveer. Ons sien dit ook in afbeelding in die geloofsbelijdenis. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, gebore uit die Maagd Maria, bla bla bla. Ons glo in die Heilige Gees, punt. So die Heilige Gees wil eintlik basies niks oor homself sê, behalwe om mense voor die Here God, die Vader en voor Jesus te bring nie. Ons het ook geleer dat nadat Jesus opgevaar het na die hemel, stuur hy dan vir ons die trooster. Nou is die vraag, wat kom maak die trooster hier? En ons sien ook in die Ou Testament, veral as jy 'n studie van die Ou Testament maak, dat die profete al gepraat het oor die Messias wat gaan kom, oor die verlossing wat daar gaan wees, en dat, soos ons vroeër die week gesien het in Esegiel, dat hy sy gees oor ons sal bring, en dat ons van klipharte na vleesharte sal gaan, en ons hoef nie meer gepreek en geboelie en geslaan en gewat te word om die wette na te kom nie. Ons sal dit van self doen, want dit sal van nature, eintlik nie van nature nie, vanuit die Heilige Gees sal ons dit wil doen. Maar nou die troos, moet ons baie mooi verstaan dat die Heilige Gees, en daar was op 'n stadium, as jy nou bietjie in die teologie ingaan, en oor die hele drie-eenigheid, jy weet, hoe kan daar nou 3 gode wees, en die Jehova-getuies en die moslems beskuldig ons dat ons in meer as een God glo, en mense wat probeer het om dit te verduidelik, het gesê, eers was God die Vader, hy het geskep, en toe word hy die Seun, en toe kom hy na die aarde toe, en toe kom hy as die Gees, maar dit is eintlik een God. Maar dit kan nie, want met wie het Jesus gepraat toe hy gebid het, toe hy op die aarde was? Ok, so julle het hom. So die Heilige Gees het nie gekom om Jesus te kom as ware vervang nie. Dit beteken Jesus het afgekom, hy maak mense gesond, hy doen lering, hy doen wonderwerke, en nou kom die Heilige Gees en hy doen dit wat Jesus op die aarde gedoen het. Nee, dit wat Jesus gedoen het, is klaar, dis volmaak. Hy kom, en hy kom nie in die plek as te ware van Jesus nie. Hy kom om ons wat verlos is deur die bloed van Jesus heilig te maak. Hy bring heiligheid, heiligmaking, 'n heilige lewe hier op die aarde te kom hê. En dit beteken om al is jy op die aarde naby God te lewe, om 'n heilige lewe te hê, en nie net ek wat in die kerk is nie, maar ook so te lewe, dat Gobabis heilig word. Dis die werk van die Heilige Gees. Nou die volgende oop vraag vanaand is, hoekom 'n heilige lewe? Hoekom moet ons 'n heilige lewe hê? 'n Heilige lewe is vir die Bybel vir ons van belang, omdat nommer 1, dat ons gelykvormig sal lewe met God. Dat ons te wille van ons eie self, dat ons gelykvormig sal wees met God
en ook ter wille van Gobabis. As ek nou Gobabis sê, dan praat ek nou van Judea en Jerusalem, Judea en die ganse wêreld, die nasies, dat hulle kan sien en beleef en ook hierdie verlange hê om so lewe te kan hê. Nommer 2 is in sy heiligheid, dis baie interessant en ek het dit raak gelees, dat in sy heiligheid, as ek die heiligheid van God het, kom geregtigheid en liefde saam. Want wat nou gebeur in die wêreld, staan geregtigheid en liefde baie ver van mekaar af. As jy nou gaan kyk na die gay debat en jy gaan kyk na al hierdie ander goeters wat so anti-kerk is en anti-God, dan sal hulle sê, maar julle Christene is genadeloos, julle is nie liefde nie, want julle aanvaar nie die mense wat anders 'n bietjie anders is nie. En daarom moet ons hulle lief hê. En as ons nou sê, maar dit is nie reg nie, dan sê hulle met dis nie waaroor dit gaan nie, gaan oor die liefde. Veral as jy, baie interessant is dit, ek wil amper die waag om te sê, dat die Baha'is loop hierdie pad van, hulle vat al die godsdienste, gooi in een pot, en dan vat hulle lepels en namens liefde, en dan draai hulle vir hom. Jy weet, dat alles pas mooi, so lekker by mekaar in die naam liefde. So jy kry die hele debat, die dispuut, die teenoorgestelde, of jy sê, dis reg of verkeerd, of jy sê, ag man, ons is lief vir jou, maak nie saak hoe en wat jy is nie. Jy het nou wel 'n bietjie gesteel, en jy het nou wel 'n bietjie 'n dop, en jy het nou wel die bietjie verkrag, en jy was so 'n paar maal in die tronk, maar weet jy, sweet my mate, ons love you. So 'n hippie, jy weet, so 'n hippie ou. So, maar in heiligheid kom geregtigheid en liefde by mekaar, soos daai ou al geuite voorbeeld van die regter wat sy eie seun in die hof kom en dan straf hy hom met 'n boete, argumentsonthaalwe, en dan klim hy van die bank af en hy betaal self die boete as die pa. Maar jy is skuldig. Want as ek jou onskuldig maak net omdat jy my kind is, dan val die geregtigheid in mekaar. Ek weet nie, maak dit sin wat ek sê. So, om heilig te wees is 'n wonderbaarlike sintese, 'n saamkom van om die pad reg te loop, maar nog altyd om lief te hê. En dit is baie moeilik as mense sê, jy moet die persoon lief hê, al aanvaar jy nie sy dade nie en word die dade gestraf. Die Bybel sê ook baie duidelik, God sal jou straf, maar hy gaan jou nie vernietig. Dan die derde plek is, daarmee saam sal heiligheid kom en soos 'n brandende vuur onsuiverheid uitwis. Ek weet dat die wet sê jy mag nie meer jou kind pak gee nie, maar die Bybel sê baie duidelik, as jy jou kind nie tug nie, ek het 'n spreekwoord, ek sê altyd, as jy nie jou kind pak gee nie, gee hy vir jou pak as jy oud is. Ek het daarmee te doen gehad, as laat dit vir jou. En daarom is dit baie keer, wat sy spreekwoord, cruel to be kind, something like that. Veral as jy met wesenlike goed werk, met mense wat alkoholiste is, met mense wat die eetsiektes het, of wat ook al, moet jy hard wees, jy moet baie keer, as jou kind sê, maar hy wil nie die medisyne druk nie, dan moet jy hom maar vasdruk, en hy medisyne indruk. Soos, as jy sê, maar ek is te siek, ek wil nou nie opkyk na Moses se slang nie, ek is besig om dood te gaan, dan gryp jy die ou as dit jou kind is aan die hare en jy druk sy oë oop, ter wille van sy redding. Moet jy baie keer tough love wees. So heiligheid is 'n brandende vuur soos om goud al die onsuiverhede uit te haal.
In die 4de plek is sonde, is heiligheid, om sonde en onreg en al die pyn en die hartseer wat daarmee saamgaan, teen te staan. Ek weet, daar was op 'n stadium, was daar 'n baie lelike program oor KwaZulu-Natal, omdat hulle wou hulle steek gee, omdat hulle sê, omdat hulle so hoë morele waardes het, dat dit liefdeloos is en dat hulle ongenaakbaar is en so meer en so meer. En ongelukkig het die paar mensies wat namens KwaZulu gepraat het, nie regtig die mas opgekom nie en dit het 'n baie slegte beeld uitgedra. Maar as jy 'n Christelike rehab het, maar ek praat nou nie van sommer nonsens, ek praat van mense wat nou regtig diep met die Here 'n pad loop, en jy stap met mense wat 'n probleem het, dan kan heiligheid nie die sonde en die boosheid verdra nie, want dit bring pyn en dit bring seer. 5 minute se lekker en die res van jou lewe is daarmee. En daarom sal heiligheid by jou kom en sê, dis nie die moeite werd. Die ouens wat in die gevangenis was, wat ek mee gewerk het, hulle kriminele misdade was 5 minute, was 'n halfuur, 'n uur. En hy sit vir 40, 50 jaar in die tronk. Oor een vinnige, wat ook al. Ek het vanmiddag 'n lang gesprek gehad met 'n vrou, wat se seun 'n ou geklap het, en die ou was dronk en die ou het met hom beklei, en hy het net sy meer verloor, hy sê hy moes dit anders hanteer het, en toe het hy die man geklap, en die man se kop het in die koffietafel, en die man is toe 3-4 dae daarna dood, en hy sit nou in die tronk vermoord. Dit is 'n ommesientjie in jou hele lewe. Dink aan die saak van Pastorius en baie ander. Dat die heiligheid is om te sê, weet jy, ek weet dat jy daai probleem het, maar jy kan vigs optel. Of ek weet jy daai probleem en jy kan aan lewersirrose of pankreatitis doodgaan. Ek weet dat jy daai en daai goed het, maar as ek dit gaan toelaat, gaan jy jouself later vernietig. En daarom moet ons 'n ander weg gaan soek. In die 5de plek, om in die heilige teenwoordigheid van God te kan leef, omdat hy vir jou die pad moet wys, waarheen jy moet gaan. Goed, dan wil ek een dingetjie byvoeg, en dit is dat ons moet onderskeid maak tussen heiligheid is meer as reinheid. Want baie keer dan dink ons, maar heiligheid en reinheid is amper dieselfde ding. Hy het met mekaar in verband, maar dis 2 verskillende prosesse. In die Bybel gaan reinheid as 'n proses voor heiligmaking. Ek op 'n stadium het ek dit dan ook uitgewys, dat om in die tabernakel in te gaan, moes jy eers jou gees en jou siel moet jy skoonmaak deur jou offerlam. Dan gaan jy na die was kom en jy was jou fisies van kop tot tone, was jy vir jou. So reinheid het te maak met 'n skoonmaakproses en 'n leegmaakproses van dit wat tussen my en God staan. OK. Terwyl heiligmaking is weer 'n volmaak. Dit beteken, ek was eers daai bottel netjies moond uit. Wat het ons gebruik, wat ons die baba se bottels moes skoon gemaak? Milton. OK, Milton, of wat ook al. Jy moet hom eers skoon maak, anders word die nuwe melk suur, nee, is dit nie so nie. En dan vul jy hom. Het julle die prentjie? So reiniging is eers om daai bottel of daai bord of daai bak of daai kom of daai drom wat jy wil gebruik, eers netjies skoon te maak
in teater om hom totaal te steriliseer en dan vul ek hom met die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees dan kan inkom in my heiligmaking. Die tabernakel dus is aan die buitekant maak ek skoon, maar wanneer ek in die heiligdom ingaan, wat maak die tabernakel so heilig? Omdat God daar is. Dis wat hom heilig maak. Hy self is heilig en daar waar hy is dit heilig. Christus se lewe bepaal heiligheid. En nou weet jy al waarheen ek op pad is. Nou is die vraag, hoe word 'n mens heilig? Hoe word 'n mens heilig? Deur die Heilige Gees. Wanneer jy dan lekker diep asemhaal en die suurstof gaan in jou longe in, nou is jy suurstof gevul, net so maak jy jou hart en jou siel en jou verstand, jou emosies, alles maak jy oop, sodat die Heilige Gees kan inkom, en wanneer die Gees van God in jou is, word jy heilig. Jy word nie heilig omdat jy nie meer gaan dans nie, en jy drink nie, en jy rook nie, en jy slaap nie rond nie, en jy sit net in jou sitkamer, en dan gaan slaap jy vanaand en môre staan jy op en jy onaantastbaar, hoe het ek gesê, die tannie het gesê, jy meng nie met die gespuis nie. Dit maak jou nie heilig nie. Dit maak jou net eensaam. En dit maak jou baie droog. Dis jou droë suurpruim. Dis wat jy is. Maar jy is nie heilig nie. Baie mense dink ek moet heilig word deur rein te word. Ek moet nou alles los en so aan, en dan gaan ek heilig word. Nee, jy word net heilig wanneer God in jou kom, dat die Heilige Gees in jou kom, dan word ek heilig. En die mate waarin jy plek maak vir die Heilige Gees, in daai mate begin jy 'n heilige lewe hê. Nou dit lyk nou, ek kon nie die Afrikaans daarvan kry nie. Die verskil tussen die twee vrae is maar net, wat kan ek dus doen om heilig te word? Wat kan ek nou doen? Julle sê vir my, wat kan ek doen, want ek wil ook graag heilig word. Dan gee 2 Tessalonisense 2 vers 13, gee dan vir ons die antwoord. Ek het hom vir julle daar, dat ek net gou. Julle is gered, deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het, en deurdat julle die waarheid glo. Hoor gou weer, julle is gered, deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het, en deurdat julle die waarheid glo. Dit beteken, as ek nie glo daar suurstof nie, haal ek die asem nie. As ek nie glo dat kos en water vir my die energie en die krag gee wat ek nodig het nie, dan hou ek op met eet en dan gaan ek dood. So as ek nie glo dat iets gaan gebeur nie, gaan ek dit nie doen nie, en dan gaan niks gebeur nie. Maar wanneer ek dit glo en wanneer ek dit aangryp en dit word deel van my, want hoe meer ek bewus is van die suurstof, hoe dieper haal ek asem, né? COVID-tyd. Hoe meer ek bewus wees van die Heilige Gees wat my vul, maak ek oop sodat hy kan inkom, sodat ek gevul kan word met die Heilige Gees. En dit vind deur geloof plaas. En daarmee wil ek afsluit vanaand deur te sê, wat is die proses? Kom ons begin by nommer 1. Ons gaan eindig met by 7. Kom ons begin by 1. Jy moet 'n sterk begeerte hê om heilig te wil lewe. En hier moet jy jou kop reg kry, want dit kan baie keer in daai rigting gaan van dat vroom was destyds 'n goeie woord, maar nou wil niemand vroom wees nie, want dit lyk baie skynheilig. So baie mense sal sê, die ou is skynheilig, hy hou vir hom so heilig, jy weet. Hy hou vir hom so heilig, maar eintlik
knyp met die kat in die donker. Die pad wat ons moet loop, is 'n hartsbegeerte om heilig te lewe. Dit maak die verskil, as jy al 'n gesprek gehad het met iemand, hy het in die kerk kom sit, hy het 'n preek gehoor, hy was by 'n CSV-kamp, of by 'n mannekamp, of 'n vrouekamp, hy het die boodskap gehoor, en hy sit daar, en hulle moet die besluit neem. Ek het 1 jaar, het ek met ook so 'n expo wat ons gehad het 'n baie bekende vrou agtergebly, en baie intelligente vrou, en 'n baie sterk vrou. En sy was kwaad vir die kerk, omdat sy nie saamgestem het met die dominee nie, en die dominee het daar 'n bietjie swak behandel, en sy het uitgestap. En hier hoor sy die evangelie op 'n eenvoudige manier, en sy gaan sit daar, en ek kan onthou dat sy vir my gesê het, ek moet vanaand 'n besluit neem, en daar was so 'n deur na die konsistorie toe, soos daai deur, en sy het dit as 'n simbool gebruik, en sy het gesê, ek moet vanaand 'n besluit neem, ek ken hierdie, kom ons noem maar Anna, of kom ons noem maar Maria, ek ken die Maria soos sy is, en ek het met haar groot geword, en dis hoe ek lewe, en ek is heel happy, ek kuier lekker saam met myself, ek het nie 'n probleem met myself nie, maar as ek deur daai deur gaan, weet ek nie wie gaan ek wees nie, en ek weet nie 'n vakansie om deur daai deur te gaan nie. Ek is mos nou maklik om saam te sing, en kerk toe te gaan, en deel te word, maar om heilig te lewe, het 'n konsekwensie. En sy het opgestaan en geloop. Ek het julle gister vertel van die bandiet, wat ek die Bybel in die twaksak gesit en gesê, jy moet kies, en toe vat hy sy twaksak en die loop. Is nie maklik nie. Is nie maklik nie. En iemand wat dit doen, ek praat nie dit goed nie, is ernstig, want hy weet, en sy weet wat is die konsekwensies. Is baie maklik om jou hand op te steek en ek sê saam, en ek gaan saam, en dan loop ek nie die pad nie. So daar moet 'n sterk begeerte wees, Here, ek wil nie meer lewe soos wat ek wil nie, ek wil heilig lewe, ek wil saam met u lewe, ek wil soos u wees. So, 'n baie sterk begeerte in jou hart. Daarna kom reinig. Want onthou nou, as 'n bottel vol olie is, kan ek die melk daar ingooi nie, as die plekkie. Ek wil nou eers daai olie uitgooi. En dan sit hy nog vas op. Dan moet ek hom nog steriliseer, voor ek later kan melk ingooi. So ek moet voor die Here gaan staan, die waskom en die offerlam, en sê, Here, wat staan tussen my en u? Ons is nog nie by heiligheid nie. Ons is nog net op pad. Ek het 'n begeerte, en as my begeerte sterk genoeg is, gaan ek die keuse kan maak. Dis nie meer vir my belangrik nie. Ek gaan nou vir julle baie snaakse ding vertel. Daar was op 'n stadium, en daar 'n man en 'n vrou, hulle was onderwysers, en hulle toe die man kom swat in kweekskool. Hy was so 3-4 jaar voor my. En toe ek kan onthou, hy het baie keer daar in Stellenbosch Noord afgelos as die dominee vakansie gaan. Hy was 'n kweekskoolstudent. En as ons dan toe kom en my ma sien, hy preek en sê, o ja, ons word weer vanaand geskel. Hy het ons so geskel, jy weet, ja, gaan jy toe. Okay. Maar hy is toe later dood. Ons het dit nie geweet nie. Eendag sit ons 'n windhoek nog in die ou pastorie, so dis bitter lank gelede. En hier kom die vrou by ons aan, hier van Wagehasie. En ons drink tee en is goed om haar te sien, en sy vertel haar man het kanker gehad en haar man is dood, en hoe sy gesukkel het om oor sy dood te kom, en hoe sy 'n pad geloop het, en geestelik begin groei het in heiligmaking, en skielik het die Here vir haar gewys, sy sukkel om geestelik te groei, want daar's afgode in haar huis.
want sy was nogal lief vir reis en goed, en dan koop sy Boeddha beeldjies. Hoekom jy 'n Boeddha beeldjie sou koop om 'n deurstop, om die deur oop te hou, sal ek nie weet nie. Maar sy het toe nou Boeddha beeldjies om haar deure oop te hou en toe te hou, of wat ek al. En toe die Here vir haar gewys, sy met haar huis skoon maak. En toe het sy haar huis skoon gemaak, en toe het haar hele lewe omgedraai. En dis nou haar bediening, om na mense toe te gaan en gaan sê, maak jou huis skoon. Okay. Toe sê ek, dis oulik. Okay, ons sal dit doen. Ons sal kyk vir die Here vra. Maar ek het baie werk om te doen, so ek loop, en toe het sy agter my rug, het sy begin, en so op sy handse senuwees gewerk, dat sy begin het, en hulle het dit half vir my stil gehou, het sy van ons kinders se goed verbrand, wat nou vir haar spookerig lyk en goed is, en dit is hoekom my kinders begin het om 'n wrok op te bou, want ons het min geld gehad, so elke speelding het 'n tipe van 'n sentimentaliteit. Sy het mense se matte begin uitgooi, sy het mense se goed begin uitgooi. Ek kan onthou, ek het so 'n oudtydse radio gehad. En toe ek weer daar inkom, toe sê sy, jong, jy met hierdie ding uitbrand, want die duiwel luister. Ek sê, hy speel AM en FM. Los my draad los. As die Here sê dis boos, dan sal hy dit vir my sê. En dan kan jy maar gaan. Ek moet eerlik was, dit van die min mense wat ek weggejaag het, het gesê, asseblief, jy moet jou boodskap bring, en dan gaan jy huis toe. Dan is dit my verantwoordelikheid om my huis skoon te maak. Wat toe gebeur het, inderdaad, want ek het geluister wat sy sê, en sy kom brand jy ons goed uit. Want dan is jy dan is jy kwaad. Maar as die Here dit vir jou sê, hou jy nie van die goed. Ek kan onthou, ek het eendag in Bloemfontein was dit 'n mode, ek weet nie of dit nog van in julle huise is nie, hierdie kleipoppe, dis 2 priesters of 3 musiekmakers, hulle het sulke snaakse gesiggies gehad, ek dink, ek het gehad 2 mense wat, ek weet nie wat, of hulle musiek gemaak het, of hoe die daar gaan. En eendag kom daar, en die mooiste ding wat ek gehad het, is 'n vierkantige, hulle vat vierkantige klei, nou vou hulle hom om, dan lyk hy soos 'n Madonna, sit jy 'n kersie in, dan lyk dit soos 'n Moeder Maria. Okay. En eendag toe kom daar familie, no names, no regrets, kom daar familielid, en die man en pa en die ma bring hulle middelste seun. Dis boeremense, dis eenvoudige boeremense wat gejag het en vuur gemaak het en die eenvoud van die lewe geleef het en hulle 3 seuns universiteit toe gestuur het en die middelseun kom terug so mal soos 'n has. Hy verkragt die swart vrouens op die plaas, hy klap sy ma, hy slat sy pa. Jy kan nie met hom huishou nie. En hulle bring hom toe daar in die eerste ronde, toe sê hy, ek gaan hom seer maak, toe hardloop hy weg. Sê ek, man, jy is so groot, jy klap my, dan speel my met 'n lap van die muur af, wat sal ek nou vir jou seer maak? Maar toe het hy 'n tweede ronde gekom. En toe het ons begin praat, en hy het snaaks so goed gesê, ons praat van reiniging en skoonmaak. Hy het gesê, toe sy pa en ma daar, en ek is daar, en ander mense is daar. En ek vra toe vir hom, het jou ouers ooit met towery of met bose goed die mekaar geraak? Toe sê hy vir my, hy praat so sag, en ek sit hier op die grond by hom, en hy sê toe, hy is toe nou so 2021. Hy sê toe vir my, sy pa was by 'n Shongoma. En wat het hy gesê? Sy pa was by 'n Shongoma, en die Shongoma sal hom laat vlieg. Toe sê ek vir die pa, jy gehoor wat die kind sê? Hy sê nee, hy sê jy was by 'n Shongoma. Ja, sê hy glo in elk geval nie goed nie. Hy het water gesoek en toe gaan vra hy die Shongoma om vir hom water te wys op die plaas. Maar hy glo nie in hom nie, maar die Shongoma moet nou kom om water wys. Daai nommer. Maar ek vra, wanneer was dit? Hy sê, lank gelede. Ek sê, hoe lank? En die kind sê,
in 1973. Ek sê 73, hoe weet jy? Hy sê, want ek is in 1974 gebore. Ek sê, hoe weet jy dit? En toe sê hy, daai 2 poppe teen die muur sê dit vir my. En die Madonna. Toe sê ek, ag nee, asseblief, en ek haal die goed af, en gaan gooi dit stikkend by Tippik in die huis. Hy was toe de mekaar met 'n jong, onskuldige plaaskind wat Bloemfontein toe is. Hy het met maats de mekaar geraak met 'n vrou, hy het seks met haar gehad, en hy sê, dan maak sy soos 'n slang, toe sê hy satanistiese priester. En baie lank het hy met hierdie goed gesukkel. Swak huwelik gehad, die vrou amper doodgemaak, in die tronk beland, en lewe is maar te mekaar. So ja, reiniging, baie belangrik, om heilig te wees. Want jy kan nie, as jy skoon goed in 'n vuil bottel ingooi, maak dit sin. Goed. Dan, veral rondom seksuele verhoudings, stel jy, ek kan vir julle lang stories daaroor vertel, tel jy bose op. As jy jou ophou met sekere goed, tel jy bose op. En hulle leer dit nie vir ons nie, ek moes dit op 'n harde manier in die bediening, moes ek dit optel en daarmee werk, en dit was vir my regtig moeilik. Dan die derde een is dan om Christus in te neem. Wanneer hierdie bottel of hierdie mens dan skoon is, dan moet jy Christus vul. Dan laat jy die Heilige Gees inkom. Want sien die moeilikheid werk nou so, ek dink is Matteus 12. Ek was by 'n huis wat vol demone was. Die vrou het omtrent 100, 200, 300 porseleinpoppe gehad. Jy weet, ja, nergens sitplek in die sitkamer om te sit nie, almal sit te kyk. En dan, toe ek die volgende dag kom, toe is die poppe se arms en bene uitgeruk. Toe sê ek, maar julle het seker 'n kat wat die goed gebreek het. Sy sê, as die kat op hom spring, val op die grond, dan breek hy. Dis demone. Hulle het uit die huis uit getrek. Hulle is uit die huis uit, en die demone saam getrek. Toe is hulle in die volgende huis, en toe het hulle vir my gesê, Dirk, wat gaan jy maak om die situasie? Toe sê ek, julle bring die goed hier in. Want is nou 'n man en 'n vrou, met die oudste kind was 36, hy het senuwees, hy kan nie werk nie. Die tweede seun het senuwees, hy kan ook nie werk nie. Die derde seun het halwe senuwees, so hy werk halfdag. Die meisie, die dogter is baie slim, sy het 'n aanstaan, het 6, 'n aanstaan 7, en 'n baby staan 8. Die maat aanbye, sy kan haar gat nie roer nie, so die pa moet nou hierdie hele huis moet ons julle lag, dis die waarheid. Nou moet die pa moet nou hierdie hele huis moet nou hanteer, né? En die demons. Hulle bel my en hulle sê jy moet kom, is groot moeilikheid. Toe ek in die huis inkom, weet die diere so beserk, nee, toe is al die diere dood, die nag. Al die diere. Die honde, die katte, die voëls, hulle het baie diere gehad. En toe is al die diere dood. Die volgende week toe is hulle oudste seun dood. Hulle het net in die kamer gekom, hy is dood. Ons het begrafnis gehou, die volgende week toe is die tweede seun dood. Toe begin sy siek raak, die ma. Toe bel sy my die Vrydagmiddag en sê, wat gaan jy doen? Ek sê, julle moet kerk toe kom, julle moet julle Bybel lees, dan sit hulle kersies en sout om, dan die volgende dag het die demone, die goed daar in die huis rond, die Bybel lê daar, en die sout lê daar, en die kerse lê daar, is die hele gemors. En toe sê ek julle, hoekom brand julle kersies en gooi sout? Lees die Bybel en leef vir die Here. My aanval daai dag, toe sê sy, wat gaan jy doen? Toe sê ek, julle moet eers skoonmaak, dat Christus in julle lewe kan kom, en daai middag, hier by 6 toe jaag hulle met haar met die kliniek toe. En ek was die Sondag by haar met die kliniek, toe lê sy in ICU, en hulle sê, toe sy's breindood. Hulle gaan nog net 1 keer 'n EEG doen, en dan gaan hulle met die masjien afsit, en ek doen nou wat ek nie mag doen nie, ek kyk op die chart, en daar staan toe KVO, nou
KVO beteken 'n kardiale venese ongeluk. Dit is nou 'n hartaar. En voor ek my kan sê ek, maar dis mos nonsens. Ja, sê die suster, dit is nonsens, want ons weet nie wat sy meteen. Ek sê sy's vol demons. En die maandag te spring daai dooie vrou op. En sy gee vir hulle alle hel in die hospitaal en hulle het haar toe Paramount toe verskuif, daar het sy 3 maande. Sy het nou toe ek hier in die begin van die jaar het sy my die nagte so gebel. Sy's nou so 2 of 3 maande gelede oorlede. Nou, vra hulle, jy met die duiwels uitbid, toe sê ek gaan nie. Want wat gebeur is, as jy jou lewe net skoon maak en jy vul hom nie met Christus nie, dan kom die demons terug, sê Matteus. As jy nie jou lewe vol maak van die Here nie, dan kom hulle terug. OK, julle by. Nou rafel ek jou uit. Dan begin ons vir Christus lewe. Dit help nie net jy raak. Ek het 'n pel wat sy gedoen het in kerkbou. Baie belang gestel het in kerkbou. En hy deel het, ons is baie lief vir mekaar, ons is groot pelle. En hy deel toe eendag 'n boek wat hy gelees het van 'n ou in Amerika wat 'n onafhanklike kerk het. Jy met jou eie kerk begin. En hy het klaar geswat as pastoor en hy begin met 6 mense en later is hulle 60 en later is hulle 600 en een nag toe kom die Here in 'n droom na hom toe en sê dit gaan, jy het 'n toksiese kerk, jou kerk is toksies, giftig, dit is gemors, vrot. Hy sê, hoe kan jy sê, Here, want ons het by 6 begin, ons is by 600. Hy sê, your church became only fat. Hulle het net vet geword. Dit is by my. En hulle self het hulle vet geword. As jy net Christus inneem, en ons dans en ons loof die Here en ons gaan huis toe en dis lekker by die kerk, maar die Christus werk nie in my nie. Het jy net vet geword. Dan gebruik jy net die Here om jou te voed en vir jou te laat goed voel. Dat jy moet toelaat dat Christus ten volle in jou werksaam is. As die Here sê gaan, dan gaan jy. Dan word jy heilig. Dan gaan die Heilige Gees wat jou vul, maak jou dan heilig. Jy word heilig sodat jy heilig kan lewe. En dan 6, heiligmaking is elke dag. Jy het nooit arrive nie. Dit is soos wat jy jou liggaam elke dag moet was, elke dag moet versorg, elke dag moet eet, elke dag moet aan die kant maak. Dis 'n daaglikse routine om geestelik te groei. Want as jy nie vorentoe gaan nie, gaan jy agteruit. Dis maar soos oefen, jy weet. As jy 3 dae nie geoefen het nie, dan kan jy maar weer van voor af begin. OK. Ek het daar 'n woordjie handskoen. Jy het nou 'n TikTok vreeslik op die sosiale media, miskien het jy dit gesien. As jy dit nou gesien het, maak of jy dit gesien het, dan geniet jy dit weer. Dit is Corrie ten Boom het op haar ou dag met 'n groep mense gepraat. Ek weet nie wie die gehoor was nie. En julle ken vir Corrie ten Boom wat die Auschwitz oorleef het. En sy het die pragtige voorbeeld gehad van 'n handskoen. Sy sê om met die Heilige Gees gevul te wees is soos 'n handskoen. Op sigself kan hierdie handskoen niks maak nie. Hy kan nie iets vat nie, hy kan nie skryf nie, hy kan absoluut niks maak nie. Maar wanneer die Heilige Gees in hom inkom, dan doen hy alles. En nou sê sy, en as jy nou net so 'n klein bietjie Heilige Gees verwerk, dan werk dit ook nie. So ten volle. En dis 'n pragtige voorbeeld om te sê hoe jy heilig is, wanneer die Heilige Gees die handskoen vul. Want sonder die Heilige Gees is ek niks werd nie. Ek kan nie vat nie, ek kan niks doen nie, ek kan niemand groet nie, ek kan niks doen nie. Hy is mooi, maar dit is ook al.
Maar die oomblik as die Heilige Gees om totaal vul, kan ek die fynste operasie doen en die fynste werk doen. En daarom kan ek en jy 'n heilige lewe hê. Nee, meer nog, moet ek en jy 'n heilige lewe hê. OK. Goed, enige vrae? Niks nie. Daar is ons tyd ook al om. Ek is pynlik bewus van julle Vrydag aand. Kom ons gaan deur ons bidproses. OK. Lekker rustig op die bank. Ons gaan lekker diep asemhaal. Word bewus van die asem wat die Here vir jou ingeasem het die dag toe jy gebore is, of selfs voor jou geboorte. Ons weet nie, God het sy asem in die mens geplaas en daarom is die mens nie net 'n fisiese wese nie, maar ook 'n goddelike wese. Okay. Die eerste proses waardeur ons gaan is, het jy waaragtig 'n begeerte om 'n heilige lewe te voer, of is jy bang daarvoor? Is jy bang dat jy jouself en jou karakter en jou genot en jou plesier en jou humor en jou mag jy meer wyn drink nie, mag jy meer dit doen nie, mag jy meer dat doen nie, dat jy dit gaan verloor. Ek wil hê jy moet die saak voor die Here uitmaak. Wat se idee het jy van om 'n heilige lewe te hê? En maak die saak met hom uit. Is jy gereed om 'n heilige lewe te kan voer? As die Bybel kom en sê, wees heilig, want God is heilig. En jy mag maar jou vrese en jou onsekerheid voor die Here kom lê, want die Here nooi ons uit, kom, laat ons die saak uitmaak. Here, ek het 'n behoefte om vanaand namens ons almal te bid. Daar's soveel verwarring tussen heiligheid en skynheiligheid. Ons wanidee van wat is heilig. As ons dan vanaand moet besluit dat ons 'n heilige lewe wil hê, wil ek kom bid dat U die ware heiligheid aan ons sal openbaar. Dat U deur U Heilige Gees vir ons die lus sal gee, die begeerte in die hart. Nie om skynheilig te wees nie, maar om 'n ware heilige lewe te kan hê, soos wat U dit geskep en definieer het.
Die Here nooi ons in Jesaja uitkom, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit wit was. Om ons te vul met die Heilige Gees en om vir ons 'n heilige lewe te gee, moet ons alles wat tussen ons en heiligheid staan afbreek. Ek kan onthou toe ek in Tygerberg gewerk het, moes hulle 'n teater heeltemal toemaak, omdat daar 'n bak agter die linoleum in die gom gaan wegkruip het, en dit het al die pasiënte wat daar geopereer is septies gemaak. Net 'n klein bak kan alles verongeluk. Ek wil vra dat jy nou voor die Here die saak sal uitmaak, wat staan tussen jou en heiligheid? Dat die Here dit vir jou uitwys. En dat jy 'n saak met die Here dit sal uitmaak, dat dit moet uit, dit moet weg, dit moet uitgebrand word. Dit moet totaal vernietig word, gesteriliseer word. Maar vind eers uit, wat is dit? Ek weet ons het dit al gedoen, maar as ons dan ons begeerte voor die Here uitgespreek het, as die Here vir jou gewys het en jy dit voor die Here kom bely het, wat staan tussen jou en heiligheid, nou kan ons weer bid. Soos 'n mens asemhaal en dan dink jy het genoeg asemhaal en dan is daar nog plek vir nog, dat die Gees van God jou nou totaal sal vul, want dit is sy Gees wat jou heilig maak. Dis God in jou, meer en meer en meer van die Heilige Gees, meer en meer van God, om jou totaal te vul, sodat daar nie meer plek is vir jouself of vir die bose. Bid daarvoor. Ek gaan 'n bietjie vinnig
jammer daaroor. Die Here maak jou nie heilig omdat jy kan oulik word en van jouself hou en dat ander mense van jou hou en dat jy 'n oulike mens is nie. Die Here sê dit ook herhaaldelik, dit gaan nie oor my nie, en jou nie, gaan oor hom, gaan oor Gobabis, gaan oor die wêreld, gaan oor die koninkryk van God. My en jou heiligheid is nie daar om in groei toenaals te kry, om opgeblaas en hoogmoedig te word, en geestelik hoogmoedig nie. Satan is uitgegooi omdat hy hoogmoedig geword het. Dis seker een van die grootste gevare in die godsdienst, geestelike hoogmoed. Ek wil hê jy moet nou bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, en gee jouself in die heiligheid wat in jou is, om 'n verskil hier in Gobabis, in die kerk, en buite die kerk, en in die gemeenskap te bring, soos hy die disippels uitgestuur het, gaan na al die nasies. Want hy maak jou heilig, sodat jy, Gobabis, kan heilig laat word. Sien jou daarin, bid daarvoor, gebruik my. As deel van ons gebed, kom ons staan op en kom ons sing nader, steeds nader aan hom. Steeds nader, na aan die sy, naby aan u, wil ek elke dag bly. Hou my gedagtes gerig op die gees, maak my getrou om u dienaar te wees. Maak my getrou om u dienaar te wees. Nader, steeds nader, niks het ek meer. Net maar my lewe om u meer te eer. Maak my dan stil, dat ek mag op u woord. Laat my verbied
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees stap saam met jou op hierdie heiligmakingpad. Amen. Baie dankie vir julle kom en 'n baie geseënde naweek. Sien Sondag. Bring maatjies saam. Is deel van jou sendingwerk.